Goeienaand almal. Gaan dit goed? Julle lekker geslaap? Ja, ek weet mos op 'n Sondagmiddag die wat kan. Ek sien die kinders, dis eksamentyd, so daar was nie hulle moet maar leer. Maar so het elkeen sy goed. Nee, baie welkom. Julle sal sien hier buite brand 'n vuurtjie. Ek sê miskien moet ek maar môre aand kyk vir 'n bietjie marshmallows, né? So daar's nie steak nie. So as dit nou nader aan die vleisfees was, kon ons steak gehad het. So nee, dis my voorreg dat ons vanaand sommer net weer bietjie kan gesels, om verder te kan gesels daaroor. Ek wil nie sê vanaand 'n bietjie meer informeel nie, maar dit is mos nou maar so 'n bietjie anders as wat dit met 'n oggenddiens is. En daar's eintlik so baie goed wat ek vir julle wil vertel oor hierdie goed. Mense moet eintlik rondom 'n tafel sit en 'n Bybelstudie geleentheid hê, want daar's geweldig goed oor hoe die vroeë kerk gedink het oor hierdie hele Adam en Eva en die slang en goeters. En ek gaan vanaand vir julle 'n prentjie wys oor wat in 'n museum is, hoe die slang eintlik gelyk het. Anders as wat ons gedink het voordat en daar's baie sulke goed, daar's so 2 weergawe daarvan, maar dit is baie interessant as mense nou na hierdie goed begin kyk en die mense vrye wil en al daardie goed. So mag ek hoop ons gaan vanaand lekker gesels en dat ek hier en daar vir jou ietsie kan uitwys en dat ons by die essensie van dit kan uitkom, want alles gaan mooi opbou na Woensdag aand toe. Jy sal sien dit gaan opbou en die waarde daarvan. En ja, kom ons word net vir 'n paar oomblikke stil. Ons sê vir die Here, hier is ek. Kom praat met my, kom maak die woord vir my oop. So kom ons word net stil en ek gee vir jou geleentheid om met die Here te praat. Vader, op hierdie Sondag aand het ons as gemeente wat hier bymekaar is, het ons een begeerte. En dis om u stem te hoor. Om saam met medebroers en susters in Christus u te aanbid, voor u neer te buig, toe te laat dat u ons kom vorm. Daar in die begin waar u begin werk het en waar alles skeef geloop het en dat ons u hartklop ook kan sien en dat ons dit vanaand sal hoor en dat dit iets aan ons sal doen. En ek kom bid, Heilige Gees, dat u regtig waar die woord in ons sal oopbreek. Dat u in ons sal spreek. Dat u vanaand goed sal afstof. Dat waar dit moontlik is, nuwe openbarings vir ons bring. Dat u dit wat dalk geslote was, oopbreek. Dankie dat ons u kan vertrou met ons lewens. Want u is God, u is die een wat ons gemaak het, u is die een wat oor ons droom, u is die een wat 'n bloudruk vir ons lewe het. En vanaand wil ons inslot daarby, sodat ons u pad stap, sodat ons daardeur ook 'n verskil kan maak waar ons wandel. Daarom, Here, neem ons woorde aan as ons lofliedere tot u sing. Dankie dat ons hier kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vanoggend het ons begin en ons het gesê, ons kyk na Genesis 1 en 2. So ons het begin met mekaar en gesê, alles in die lewe gaan nogal oor keuses. Ons maak honderde keuses elke dag. Nou party keuses het groter gevolge as ander. 'n Party keuses is maklik om te neem. Ons neem vinnig keuses, ander keuses vat langer en dit vat maande of jare om sekere keuses te maak. Maar maak jy die verkeerde keuse, het dit geweldige implikasies ook vir jou lewe en vir jou pad vorentoe. En ons het vir mekaar gesê dat Genesis begin eintlik met 'n klomp, eintlik begin Genesis met keuses, die keuse wat 'n mens maak. En die keuse wat jy maak, het bepaalde gevolge. Ons het ook vir mekaar gesê, as ons kyk na Genesis 1 en Genesis 2, dan sit ons met 2 skepingsverhale.
'n God wat die mens in Genesis 1 laaste skep. Hy skep eers alles, en dis eintlik jou linkerbrein mens, want alles is so mooi logies, alles agter mekaar, dag 1, dag 2, en alles volg mooi, en hoe hy die mens maak. En Genesis 2 is meer vir jou regterbrein tipe mens, daardie skepingsverhaal, die mens word eerste gemaak. En daarna word daar 'n spesiale tuin vir die mens gemaak, waarin die mens kan funksioneer. Maar, hoe ook al, een skepingsverhaal, 2 aksente wat geplaas word, die essensie daarvan, en die essensie van dit wat ons vanoggend gesê het, wat oordra na vanaand toe, is wat ons in Genesis 1 vers 26 lees, wanneer hy sê, toe het God gesê, kom ons maak die mens, as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere op, en al die diere wat op die aarde kruip. So God maak die mens, dis wat ons vanaand nou in gedagte moet hou. God maak die mens na sy beeld, God maak die mens as sy verteenwoordiger, en God maak die mens om te heers. Dis die primêre taak. En in Genesis 2 se skepingsverhaal het jy, as jy Genesis 2 vers 7 lees, dan kom sê hy dit net anderste. Wanneer hy die mens maak, wanneer hy Adam maak, dan kom blaas hy 'n stuk van homself in die mens in. Dan kom blaas hy sy lewensasem in die mens in, om 'n lewende wese, 'n lewegewende wese te word. So hy kom blaas dit in hom in, en dit maak van die mens op my en jou een groot teiken op die rug. En ons het toe vir mekaar gesê, wat het gebeur voor al hierdie goed? Het die hele verhaal van die duiwel en die oorlog wat daar, die duiwel wat hierdie mooi gerub is, wat baie mooi is, wat baie magtig is, wat teen God draai, hoe daardie verhaal afgespeel het, en hoe God hom dan uitgewerp het uit die hemel, en hom op die aarde neergegooi het. En nou kom ons vanaand oor dit wat hy dan nou doen. Hy wat die regerip is, hy wat die duiwel is, wat hy dan doen met die mens. Want onthou nou, wie jy is. Dis wat jy moet onthou. God se verteenwoordiger, God se beeld, God se lewensasem in die mens. Dis wat hy gesê het. So vanaand kyk ons, hoekom val hy dan enigstens die mens aan? Hoe doen hy dit? Wat is die rampspoedige gevolge daarvan? Wat het God dan in gedagte verder vorentoe met dit? Nou, die duiwel loop soos iemand rond wat 'n wrok het. Ek weet nie of jy al 'n wrok gehad het nie, maar is 'n gevaarlike ding om met 'n wrok rond te loop. Want as jy met 'n wrok rondloop, is dit dan kleur dit jou hele lewe. Jou hele bestaan, jou denke, en dit kleur jou denke wat jou optrede bepaal. En as jy 'n wrok teen 'n persoon het, dan gaan jy alles in jou vermoë doen. Jy gaan sleg praat van daardie persoon. Jy gaan alles probeer dat daai persoon se lewe nie goed is nie. Jy gaan die lewe vir daai persoon moeilik maak. Maar aan die einde van die dag, dan doen dit ook iets aan jouself. Nou moet jy dink, die duiwel loop rond eintlik met 'n wrok. Hy loop rond met hierdie wrok, want hy's nou uit die hemel uitgegooi, en nou kom hy hier, en nou wil hy God terugkry. Hy kon nie 1-tot-1 veg teen God nie. Michael, die aartsengel, het saam met die ander engele hom uit die hemel uitgegooi. So hy was ook nie sterk genoeg nie. So hy is 'n ongelukkige hemelwese wat God gemaak het. En omdat hy hierdie ongelukkige wese is, loop hy as dit ware met hierdie wrok rond, en dan gaan hy wil nou God terugkry. En hy gaan alles doen in sy vermoë om God terug te kry. En wat sien hy? Hy sien hier is 2 mense wat na God se beeld gemaak is, God se verteenwoordigers, en hulle het so 'n bietjie rang gekry, want hulle kan regeer. En boonop al is God se lewensasem in hulle. Die perfekte teiken om aan te val.
Het jy al ooit daaraan gedink, dis hoekom die duiwel my en jou nog steeds aanval? Want ek en jy is die perfekte teiken. Want ek en jy herinner hom aan God, aan wie God is. En wat God eintlik met hom gedoen het, deurdat jy heerskappy het. So in Genesis, omdat die mens dan nou 'n verkeerde keuse maak, het dit bepaalde gevolge. Hy gaan dus nou probeer, en ons ken die verhaal eintlik, hy gaan probeer dat die mens 'n verkeerde keuse maak, ten einde nie die mens te kry nie, maar ten einde God terug te kry. Want God het gesê, alles is goed, alles is perfek op hierdie aarde, maar nou moet ek hierdie mens terugkry. En wat doen hy? As jy kyk Genesis 3 vers 1, Genesis 3 vers 1, kom sê vir jou, die slang was listiger as al die wilde diere, was hierdie slang gewees. Nou, as 'n mens bietjie na die geskiedenis en goed kan kyk, so ons kan vanaand dalk so bietjie meer informeel daaroor gesels. Anel, sê vir my net daai foto van die slang. Nou sê vir my, sê, maar dis nie 'n slang nie. Nou onthou, nadat God die slang gestraf het, toe sê hy vir hom, jy gaan seil. Nêrens staan dit in die Bybel dat die slang voor die tyd geseil het nie. Nou as jy gaan kyk na die mitologie, na vroeër verhale en alles wat opgeteken is, hierdie is nou, ek kan nou nie onthou in wat se museum dit is nie, reken hulle, dis een van hulle, ek het nou nie die ander prent vir jou op nie, dis hoe die slang gelyk het, in Genesis 3 vers 1. Toe die slang met Eva gepraat het eintlik, is die duiwel wat in hierdie dier ingekom het. En deur hierdie dier dan nou gepraat het met Eva. Nou ander skets is dat hy sulke klein vlekkies soos 'n draak gehad het, sulke klein vlekkies. Dis hoe die ander skets lyk. Voordat hy 'n slang word na sy straf, soos wat ons vandag 'n slang ken. Maar goed, hy was baie slinks gewees, want hy wil eintlik deur die mens aan te val, wil hy God seermaak, wil hy 'n punt aan God bewys. En dit is vandag nog steeds, en dis wat jy moet onthou, dis vandag nog steeds sy strategie. Dis hoekom Paulus vir jou sê, jy moet jou bewapen, met die wapenrusting van God, nie met jou eie denke nie, nie met jou eie wapenrusting nie, maar met God se wapenrusting vir die aanvalle van die bose wat na jou kant toe kom. Hy gaan jou altyd aanval, want hy wil vir God seermaak aan die einde van die dag. Goed, kom ons kyk net wat gebeur. Hy begin heel eerste, daar in 3 vers 1 sê hy, wanneer hy kom na Eva toe, na die vrou toe, en hy sê, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Sê, dit gaan oor boom en nie eet nie, maar nou verdraai hy dit so bietjie en hy sê, jy mag van geen boom eet nie, en dan moet sy hom eintlik teregwys. Maar sy aanval, sy eerste aanval, as jy mooi gaan kyk, was nie op die mense gedrag nie. Hoor mooi vanaand, is nie op die gedrag nie, nie op die mens wat dan nou eet nie, maar op God se woord. Hy wil God se woord, dat ek en jy God se woord begin bevraagteken. Dis wat hy hier aanval. Hy wil onsekerheid by mense skep. Hy wil onsekerheid hier by Eva skep, wanneer hy vas sê, het God gesê, julle mag van geen boom eet nie. Nou moet jy eers mooi dink. Nee. Sien, dit is wat hy doen. Hy doen dit op 'n slinkse manier. En hy probeer eintlik hier, as mens die verhaal mooi gaan lees, dan sê hy, jy weet, hy laat die mens dink asof God dan nou iets terughou hier. Hou God iets terug van my? Weerhou hy iets van my? As ons na vandag se konteks te bring, dan is dit goed wat jy hoor. Soos die Bybel is eintlik oudmodies. God sal verstaan as jy sekere goed doen. Is nie so erg nie. Is nie so ernstig nie. Almal doen dit, man. Jy interpreteer die Bybel verkeerd.
En dan sit ons met 'n klomp goed. Van hierdie groepering sê dit, daai groepering sê dat. So wie moet ek nou aan die einde van die dag glo? En dis wat die duiwel kom doen. Hy kom saai hierdie twyfel in ons. Hy kom verdraai God se woord net so bietjie en dan maak dit die lewe vir ons baie moeilik. Want verstaan, as jy begin twyfel in die woord, want hierdie woord is jou swaard, dis waarmee jy moet veg. So as jy begin twyfel in hierdie woord, hoe gaan jy dan veg? As jy nie glo in jou wapenrusting nie, hoe wil jy veg? Dan gaan jy kan staande bly teen hom nie. En as ons gaan kyk na die ander motiewe wat hy het ook, hy impliseer dat God wil nie hê dat jy soos hy moet wees nie. Want hier, as mens gaan kyk na hierdie verhaal, dan skep hy God eintlik as 'n God wat half jaloers is, beheervraat, iemand wat die goeie wil terughou van jou af. So hy begin ook weer eens agterdog kweek. Hy maak eintlik soos 'n pa wat vir sy kind sê, moenie aan hierdie stoofplaat vat nie. En dan is daar iemand anders wat sê, ag, jou pa weet nie waarvan hy praat nie, man. Jy kan maar aan hierdie stoofplaat vat. Jou pa oordryf net. Jou pa wil net beheer hê. Jy gaan uitmis. En dan raak die kind aan die stoofplaat, en dan ontdek die kind dat die pa nie besig was om hom te weerhou van 'n bepaalde ervaring nie. Die pa was besig om die kind te beskerm. So wanneer God sê, ons moenie van daai boom eet nie, dan wil hy ons eintlik net beskerm. Hy wil ons nie weerhou van iets wat hy dink belangrik is nie. Hy wil ons net beskerm. Hy stel grense, omdat hy vir jou lief is. Doen hy dit. Die slang sê ook hier vir Eva, as mens verder kyk, dan sê hy, kom ons lees daarvan vers 2 af. Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van al die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, jy sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi is om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk, en dit geëet, en sy het dit ook vir haar man gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Die slang sê hier eintlik, maar jy sal soos God wees. Wanneer hy sê vir Eva, jy sal soos God wees, dan is dit eintlik wanneer hy sê, maar daar's nuwe moontlikhede waarvan jy nie weet nie. Daar's 'n nuwe realiteit. Jy kan eintlik self besluit wat reg en verkeerd is. Jy hoef nie altyd na God te luister nie. En dis wat in vandag se wêreld gebeur wanneer ons sê, doen wat jou gelukkig maak, volg jou hart. Jy verdien dit. Niemand gaan weet nie. Dis wanneer hierdie eie ek na vore kom. Want sien, as die duiwel ons kry om die eie ek na vore te bring, wat gebeur dan? Dan haal ons God uit die prentjie uit. Dan haal ons daardie afhanklikheid, daai boom van die lewe waaroor ons vanoggend gepraat, dan word dit heeltemal uit die prentjie uitgehaal. Want ek sal besluit wat goed en reg is. Ek sal my pad volg. Nie wat God se blou druk vir my is nie, nie God se bedoeling vir my nie. Ons het vanoggend vir mekaar gesê, partykeer moet 'n mens rustig raak, voordat jy keuses neem. Partykeer dink jy, hierdie is die pad. Hierdie moet net eenvoudig God se wil vir my lewe wees. En dan storm jy voort, en jy kap eintlik as dit ware hierdie pad oop. Maar as jy mooi gaan kyk, is dit jy self wat die pad oopkap.
En dis nie noodwendig die pad wat die Here vir jou wil hê nie. En die duiwel kom sê vir jou, dis reg, as jy dit wil hê, vat dit. Gaan daarvoor. Terwyl die Here eintlik vir jou sê, nee, jou sitkamertyd met God. Gaan sit, word rustig. Haal die eie ek uit die vergelyking uit. En sorg dat jy die stem van die Here hoor, voordat jy beweeg. Maar die duiwel sê vir ons, beweeg vinnig. Hy sê vir Eva, hey, daar's nuwe moontlikhede. Julle kan soos God wees. Die ene wat die bevele vir jou gee, jy hoef nie meer daarna te luister nie. Daar's nuwe moontlikhede. En dit maak die verskil. En dit is waarmee hy vandag nog steeds ons aanval. Onthou wat het ons ook vanoggend vir mekaar gesê, en wat ek nou vir jou gesê het, jy is gemaak as 'n verteenwoordiger. As beeld van God is jy gemaak. Toe die Here vir Adam en Eva gemaak het, toe was dit genoeg. Hy het sy lewensasem in hulle geblaas en al wat hy gevra het is, leef in 'n afhanklikheid van my. En dis paradyslewe, 'n wonderlike lewe. Maar nou kom die duiwel, hy wil vir God terugkry en dan sê hy vir hulle, dit wat jy het is nie genoeg nie. Hy kom sê eintlik vir hulle, God is nie genoeg nie. Daar's eintlik meer. En dan, hy gooi eintlik die aas uit en hy sê daar's iets meer, daar's iets waarvan jy nie weet nie. En dan begin hulle, en dan begin dit aanloklik lyk. En dit is waar hy jou vang, aan die einde van die dag, want dit is wat hy met Eva ook gedoen het. Jy kort nog ietsie. Hy sê dit vandag nog vir ons. Jy's nie goed genoeg nie. Jy moet meer hê. Of jy moet soos iemand anders te wees. Jy is nie goed genoeg nie. Jy sal eers gelukkig wees as jy dit het. So, waarmee kom voed hy my en jou vandag, die duiwel? Ontevredenheid, jaloesie, vergelyking, selfverwerping, al hierdie goed bring hy na ons toe. Onthou, ek het met hemelvaart, die van julle, ek gaan nou net weer daai voorbeeld gebruik, want almal was nie noodwendig by donderdag aand se hemelvaartdiens nie. Onthou toe God jou gemaak het, die eenvoudige metafoor wat ons gebruik is, soos wat jy 'n wasmasjien het, en jou wasmasjien het 'n moederbord, so jy kan die knoppies hier voordruk, en jou wasmasjien doen X, Y en Z, wat jy wil doen, was teen soveel grade, spin teen daai spoed, of wat ook al. Sou jy daai moederbord, wat die hele wasmasjien beheer, sou jy hom uithaal en 'n ander ene insit, gaan die knoppies anders te werk, die funksies wat hy gaan verrig, gaan anders te wees. God se bloudruk vir die mens, was hierdie moederbord wat hy in jou insit, en hy sê, my kind, hierdie is perfek, hierdie is 'n perfekte moederbord. Hierdie moederbord is eintlik geskep, dat jy in afhanklikheid van my leef, en dat jy my verteenwoordiger kan wees, dat jy 'n verskil in hierdie wêreld kan maak, dat jy kan regeer, baie belangrike een waarby ons nou gaan kom, dat jy kan regeer, maar nou kom die duiwel, en die duiwel sê vir Eva, hierdie moederbord is nie goed genoeg nie, hierdie en hierdie moet bykom. God het nie regtig jou belang op die hart gedra nie, jy moet jou eie besluite kan neem. Daar's veel meer. En wanneer hy eintlik met Adam en Eva begin werk, dan veroorsaak hy hier 'n kortsluiting. En dan funksioneer hierdie moederbord nie meer soos wat hy moet funksioneer nie. En dis die proses van die lewe, want dan verander alles. Toe Eva na daai vrug kyk, en sy sien dis begeerlik, en dis mooi, en sy eet hom, en Adam eet hom, toe verander daar iets. Toe gaan daar iets in hulle dood. Nou as mens gaan kyk na die mens, die samestelling van die mens, wat bestaan uit siel, gees en liggaam, het die gees van die mens daar gesterf. Ietsie van God het onttrek van die mens af. En dit sou eers later herstel. Wanneer herstel dit?
Ons gaan nou later in die week daaroor praat, maar wanneer herstel dit, is wanneer, kom ek wys gou vir jou ietsie. Ek gaan nou vir jou mooi verduidelik. As jou Bybel hier het, maak gou vir my oop by Genesis 5. 'n Interessante ding, ek weet nie of jy dit raak gesien het al nie. Genesis 5, vers 1, hier volg die geslagsregister van Adam. Toe Adam die mense, toe God die mens geskep het hy hulle gemaak, kyk daar, as beeld van homself, né? Dit sluit aan by Genesis 1 vers 26 en 27. Die mens is gemaak na die beeld van God. So en Genesis 2 vers 7, daai lewensasem, die volheid van God wat ook in die mens was sodat die mens kan heers. Baie belangrik. Hy's gemaak as beeld van homself, van God. Man en vrou het hy hulle geskep en hy het hulle geseën en hulle mens genoem toe hulle geskep is. Kyk nou interessant vers 3. Toe Adam 130 was, het hy die vader geword van 'n seun, sy beeld. Sien jy daar? Net daai klein woord, sy beeld. Ons lees nie hier die beeld van God nie, sy beeld. Verstaan jy wat hier gebeur? Omdat Adam en Eva gesondig het iets van God se beeld verlore gegaan. Iets van daai moederbord wat God eintlik in hulle geplaas het verlore gegaan. So wanneer die mens dan weer kinders kry, wanneer Adam kinders kry, is dit nie daai aanvanklike beeld wat daarin kom soos wat God bedoel het nie. Maar is dit iets anderste, dis die beeld van die mens, is die beeld van jou ma en pa. Dis hoekom ek en jy tot bekering moet kom, sodat God weer sy moederbord in jou lewe kan insit. God se plan vir jou. Dis hoekom jy tot bekering moet kom. Genesis 5 vers 1 tot vers 3 sê dit vir jou. Eers God se beeld met Adam en Eva, na die sondeval is dit die beeld van die mens as jy gebore word. Maar om daai beeld van God te kry, moet iets gebeur. So, die duiwel kom en hy werk met hulle en hulle oë gaan oop en hulle besef hulle het verkeerd gedoen. Hulle het gesondig. En wat is die gevolg daarvan? Nou het ewe skielik, onmiddellik, wat hulle teen God gekies het iets in hulle dood gegaan. Daardie besonderse verhouding met God het gesterf op daardie moment. Want ewe skielik besef hulle is naak, hulle het een of ander vrees in hulle begin kry, hulle kruip weg vir God, daar in die tuin dat God na hulle moet gaan soek, en vra, waar is jy? En dis die gevolge van keuses wat hulle gemaak het. Ne? En dan moet God hulle aanspreek, want God kan nie sonde toelaat nie. En dan lees ons in Genesis 3, dat hy die slang straf. Dat hy vir die slang sê, soos wat hy was, so sal jy wees, soos wat ons het ken. Jy sal seil. Jy sal seil op hierdie aarde, op jou maag sal jy styl, en stof sal jy eet jou lewe lank, daar in vers 14. En ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Daar gaan altyd vyandskap wees. Wie het in die slang gekom? Dis die duiwel. Daar gaan altyd vyandskap wees. So moenie dink jy's kwyt geskel daarvan nie. Daai vyandskap is daar, dit hou aan. En die teiken is heeltyd op ons rug. So haar nageslag sal jou in die kop vermossel en jy sal hom in die hakskeen byt. En dan sien ons hoe hy in vers 16, ek gaan nou nie vanaand deur al daai goed gaan nie, gaan kyk gerus by die huis. Hoe hy in vers 16 dan vir die vrou sê wat gaan die gevolge wees dat sy swaar swangerskappe sal hê. Die mens, die man, hoe hy uit 'n swaar kry sy bestaan gaan maak en hoe die aarde nie net vir hom goed gaan wees nie, maar hoe dit doring en dussels na vore gaan bring. Deur harde werk sal jy bestaan maak. En dan interessant, kyk vir my vers 9, vers 20. 3 vers 20. Die mens het sy vrou Eva genoem.
Sy was die moeder van alle mense. Daarna het die Here, God, vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Interessant. Toe Adam en Eva besef het dat hulle naak is, maak hulle vir hulle klere van vyeblare. Maar, toe God op die toneel kom, en nadat God die straf uitgespreek het, gee hy vir hulle ander klere. Hy laat 'n dier sterf, om hulle sonde eintlik te bedek. Die eerste tree in die offerhandes wat ons kry. Wat gebeur in die Ou Testament? 'n Dier moet sterf, sodat die onskuld van die dier op my moet kom, my straf op daardie dier, dat daai dier moet sterf. So hier het ons somme al in Genesis die eerste tree van offers wat gebring word. In vers 22 is 'n aangrypende vers. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword. Omdat hy van hierdie boom geëet het, omdat hy die keuse gemaak het. Die mens het 'n keuse gemaak teen God. So die vrye wil van die mens, wat ons vanoggend oor gepraat het, die vrye wil van die mens het nou na vore gekom. Nou sê God, maar die mens is nou soos een van ons. Vrye wil. Hy het gekies teen my, so hy weet wat is die gevolge, hy ervaar die gevolge van die keuses wat hy maak, so hy weet nou in die lewe is daar goed en daar is sleg. Want goed en sleg het al reeds daar in die hemelse toneel afgespeel voor die aardse toneel. En dan sê hy hier verder, as hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat, en daarvan eet nie, sal hy en altyd bly lewe nie. So nou is God ewe skielik bang, dat die mens nie gaan en van die boom van die lewe gaan eet nie, om daardie lewe te kry nie. En wat doen hy? Hy beskerm daai boom. Hy laat die mens uit die tuin uitgaan. Vers 24, die Here God het die mens uitgedryf, en om toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit. Onthou wat ek vanoggend gesê het, waarvoor is gerubs daar? Is vir die heiligheid van God. So hy sit daar, daai gerubs daar, om die heiligheid van God te beskerm, en ook 'n vlammende swaard, wat ook met heiligheid te doen het, vlammende swaard wat heen en weer beweeg. So God kom beskerm sy heiligheid. Hy kom beskerm nou sy naam. Dink jy, hoe moes dit vir God gevoel het? Nadat hy hierdie mens maak en alles is perfek. En hier kom 'n ander gerub wat hy gemaak het, die mooiste een van almal, wat teen hom gedraai het, en hy kom verwoes hierdie wat mooi is. En van daar af beskerm God sy heiligheid by homself. Maar hy los dit nie daar nie, want sy hartsbegeerte is om hierdie stikkende mens, wat nou weet van goed en kwaad, wat sy moederbord eintlik uitgehaal is nou, om weer vir hom daardie regte moederbord in te sit. Nou ons gaan nou kyk in die week verder hierna, en die interessant is, as by Openbaring kom, dan gaan ons weer met hierdie boom te doen kry, die boom van die lewe. Maar kom ek wys gou vir jou in Esegiel 36. As alles skeef loop in die tuin van Eden, wat kom sê die Here eintlik in Esegiel 36, wanneer hy eintlik praat oor die volk van Israel, sy volk, sy mense wat hy gemaak het, wat hy gekies het, wat sy hartklop is. Hoor dit vanaand. Dis die Here se hartklop vir jou. Esegiel 36. Ons lees van vers 21. Vers 21. Kyk wat sê die Here daar. Ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word deur Israel onder die nasies waar hulle gekom het. Weet jy wat? Dis interessant as 'n mens die Bybel so kan begin in lyn trek. Die Here kies vir Israel. En hy sê, Israel is my volk. Israel is my verteenwoordigers op hierdie aarde. Hulle moet my versprei. Hulle moet my naam verkondig. Presies wat hy eintlik met Adam en Eva bedoel het. Maar hulle doen absoluut nie dit nie.
Hulle gaan eet ook van die boom van alle kennis as dit ware. Hulle kies teen God. Hulle wil ook hulle eie pad volg. En nou sê die Here presies wat hy in die tuin van Eden gedoen het. Hy sê, hey, dit gaan oor my heiligheid, wie ek is. Ek gaan nie my naam oneer laat aandoen nie. Dis hoekom ek daai boom van die lewe beskerm. Dit gaan oor my. Dit gaan alles oor God. En hier sê hy dit in Esegiel, vir my heilige naam. En dan vers 23. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam meer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen, voor die oë van nasies, sal hulle besef dat ek die Here is. Dis baie belangrik. Die Here wil heeltyd hê dat ons moet besef wie hy is, wie sy naam is, dat hy hierdie heilige God is, almagtige God is. En so kan ek en jy baie keer deur hierdie lewe gaan. En die eie ek kom na vore. En as die eie ek, hoe meer die eie ek na vore kom, hoe minder van die heiligheid van God kom na vore. Want dan sê die eie ek wat besluite neem. En ek spandeer nie meer my sitkamertyd om die heilige God se stem te hoor nie. Dat dit na vore kom nie. Vers 25 sê hy vir hulle, wat is my hartsbegeerte vir jou? Wat sal ek wil doen? Hoor dit hier. Hy doen dit nie. Ons is nou nog op pad. En môre aand gaan Louis met ons gesels verder oor die op pad wees. Hier is God se hartsbegeerte. Dis sy wens. Dis wat ek wil doen met julle. Hy sê in vers 25, ek gaan dit doen. Ek sal my reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. God wil herstel. Dis sy begeerte. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. So ek gaan, hoor dit, ek gaan daai nuwe moederbord in jou insit. Dis wat my hartklop is, om jou te kan herstel, sodat jy weer volgens my wil hardloop, en nie jou eie wil nie. Nuwe hart, nuwe gees. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal, en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. Want wat het gebeur? Daar met Adam en Eva, daai gees het weggegaan. En hy sê, ek wil dit weer terugsit in jou. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Dis wat my hartsbegeerte is, dat julle dit kan doen. As jy gaan kyk na Esegiel 37, dan het ons daai mooi gedeelte van Esegiel en die dooie beendere, wat God net kom sê, daardie dooie beendere, ek wil my gees weer daarin blaas, sodat hulle lewe kan kry. Sien jy, wat wil God hê? Die duiwel kom steel lewe. God se begeerte verder vorentoe is om lewe terug te plaas. God wil heeltyd herstel, dit is wat hy doen, dit is sy droom. Dis sy droom vir my en jou vandag nog, is herstel. Dit wat die duiwel kom steel, wil hy herstel die heeltyd. En hy sê, dit gaan om my heilige naam, dit gaan nie om jou nie. Eintlik moet jy vanaand rustig, of iewers in die week, maar eintlik vanaand moet jy hoofstuk 37, daarvan vers 24 tot 28, weer ook gaan lees, wat hy sê, jy weet, dat daar een herder gaan kom. En hy gaan die verskil maak. En kyk hoe praat hy vers 27, my woonplek sal by hulle wees, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees, wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, dat jy dink aan die inwoning van die Heilige Gees, sal die ander nasies besef dat ek die Here, Israel, vir my afgesonder het. Kan ek vir jou net een gedeelte, en ek sluit af met hom. Romeine 5. En ek weet, ek dink Louis gaan
môre aand by hierdie gedeelte ook daarna verwys. Wat sê ons vanaand vir mekaar? Daar's 'n teken op jou rug. Daar was 'n teken op Adam en Eva se rug, omdat hulle God se kinders was. En hy gaan vir jou aanval. Wat wil God doen as daar by jou gesteel is? Hy wil hê jy moet weer herstel. En ek wil net vir jou Romeine 5 se een versie lees. Romeine 5 vers 17 se B gedeelte aan die einde. Die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het. As jy dit as gawe ontvang het, genade en vryspraak, kyk net, wat sê hy daar? Sal lewe en heerskappy voer. Dit sluit aan by Genesis. Wat is kom steel daar? Lewe is kom steel, heerskappy is kom steel. En nou môre gaan ons hoor hoe lewe terugkom, hoe heerskappy terugkom, wat Romeine 5 sê. Dat die Here kom herstel, want hy wil net herstel. En ek hoop dat jy vanaand net kon agterkom. Ons is eintlik baie vinnig hieroor. Dat die Here een ding in gedagte het. En dis die beste vir jou. Nie tweede beste nie, die beste vir jou. Maar ek en jy leen ons ore uit aan die wêreld. Wat maak dat ons nie altyd die beste leef nie. Dat ons nie altyd op die beste manier optree nie, want ons volg ons eie koppe. Miskien is dit net weer tyd om vir die Here te sê, Here, ek weet nie wat se pad vorentoe nie. Ek weet nie wat se beste nie, maar om saam met U te wees is vir my goed genoeg. Om U in my lewe te hê is my goed genoeg. Ek wil nie 'n tree vorentoe gee, ek wil nie die keuse neem, as U nie my begelei nie, as U nie met my gepraat het nie. En gaan weer, as jy die afgelope ruk jou stilte tyd met God afgeskeep het, jou tyd wat jy met hom spandeer en praat, dalk jy net eenvoudig te besig gewees. Maak tyd daarvoor. Gaan slaap later of staan vroeër op, of vat iewers tyd in jou etensuur of wat ook al, maar maak tyd. Praat met hom. Sy begeerte vir jou is herstel. Waar jy dit ook al nodig het in jou lewe. Hy wil jou herstel. Sodat jy kan regeer, sodat jy voluit kan leef. Dis sy hartsbegeerte. Verkeerde keuse het 'n geweldige impak gehad. Kom ons sorg dat ons die regte keuses neem. Ek wil jou geleentheid gee om vir 'n paar oomblikke met die Here te praat. Here, soos wat ons hier sit, weet ons dat die lewe vol intriges is. Ons weet dat daar 'n teken op ons rug is. Ons ervaar dit. Maar dankie dat ons ook vanaand kon hoor dat dit U hartsbegeerte is om te herstel. Dat as ons fouteer, dat U reinigingswater oorgooi. En Vader, as ons môre aand hier by mekaar kom wys vir ons die pad na herstel. Wat het U gekos het? Here, dankie dat dit U hartsbegeerte is dat U naam altyd geheilig sal word.
dat dit altyd oor U gaan. Help ons dat ons so sal lewe dat dit oor U gaan. Kom rig ons wil, ons denke en ons dade, sodat dit in lyn sal kom met wat U wil. So nie net ons as individue nie, maar ook vir ons as gemeente. Kom doen dit, Here. Dankie dat U ons begelei. Ons kom bid U wapenrusting oor elkeen van ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen.